Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 8 April en Koffiekuier 932. Ek wil vanoggend baie kort saam met jou kuier en net weer na Johannes 12 kyk. Daardie gedeelte waarby ons nou Vrydag stil gestaan het en ook Sondag in ons erediens hanteer het en ek wil amper vanmôre net die vraag vra wat Dominee Werner gevra het ook in die begin van die erediens. Toe hy gesê het, ons word deur die woord van die Here as het ware gekonfronteer met 'n stukkie hartchirurgie. Dis asof God kom en deur sy woord in ons lewens inspreek en vir my en jou wil 'n hartsverandering wil bewerk. By ons 'n gesindheid wil vernuwe. Iets wil verander sodat ons in 'n baie groter stuk afhanklikheid en nederigheid en aanbidding en noem maar op voor hom kan leef elke dag. En vriende, as ons dan nou teruggaan na die verhaal toe wat Johannes vir ons in hoofstuk 12 vertel en Matteus natuurlik in hoofstuk 26 en Markus daar in hoofstuk 14, dan is dit hierdie verhaal van die feesmaal, die banket wat gehou is by Lazarus se huis, of wat Lazarus die gasheer dan voor was, vir Jesus. En by hierdie feesmaal, hierdie banket, wat dit dan gebeur, dat Maria, terwyl Martha bedien, en hulle die manne daar aan die tafel aanlê, en eet, en feesvier, saam kuier, dat Maria kom, en sy vat hierdie klein flesie, omtrent 1/2 liter, baie duur nardesolie, en sy breek dit oop en sy giet dit op Jesus se voete uit en dan maak sy haar hare los, onvanpas en sy begin dit afdroog en eintlik daarmee met 'n simboliese handeling sê, Here, my alles kom sit ek by u voete neer. Dit gaan nie net, vriende, oor die prys, die duur nardesolie nie. Maria kom wanneer sy haar hare losmaak en sy sit eintlik haar reputasie voor Jesus se voete neer. Sy loop die risiko om uitgerangeer te word uit 'n samelewing uit as 'n meisie van losse sedes. Sy kom teen die lyn van denke in. Werner het daaroor ook gepraat in daardie tyd waar 'n vrou eintlik nie gesien mag geword het nie, definitief nie gehoor word nie. 'n Vrou het nie 'n plek gehad nie, en sy sê, hier by die feesmaal, die wat die manne saam kuier, hier sal ek my toewyding aan die Here Jesus kom wys. Maria loop die risiko nie net om duur nardesolie en haar reputasie te verloor nie, maar om op 'n manier eintlik uitgerangeer te word. Want as sy dan nou so, kom ons sê maar rebels optree, deur nie die ordes van die tyd te hanteer en te respekteer nie, dan hoort sy mos nie in die Joodse samelewing nie. Hoor jy wat ek probeer deel met jou? Hierdie handeling van nardesolie op Jesus se voete uitgooi, gaan oor baie meer as net die olie en die parfuum. Dit gaan oor 'n gesindheid wat sê, ek haal my hart uit, Here, en ek sit dit voor u neer. Ek verklaar my totaal afhanklik van u vir my hele lewe. En dis eintlik al wat ek vanoggend met jou wil deel. Is ek, en ek sluit myself, vriende, 100% in by hierdie vraag, is ek en jy op daardie punt in ons lewe, waar ons bereid is om te sê, resloos, grensloos, onvanpas, wil ons liefde vir God verklaar. Op 'n manier is ons op daardie punt in ons lewe wat ons kan sê, Here, hier kom ek met my alles. En in afhanklikheid van u, kom buig ek voor u neer. Of is daar dikwels by ons maar so ietsie van 'n Judas streep in ons? Waar ons, ek is baie vroom en baie mooi, vra my, maar waar ons op 'n manier maar vra, what's in it for me? Wat kry ek hieruit?
En vriende, ons hoef ons nou nie ver te soek daarvoor nie. Ons kan maar net in die spieël gaan kyk. Want hoe dikwels in ons betrokkenheid by 'n gemeente, die Here se kerk, doen ons dinge omdat dit vir my goed is, vir my lekker is, omdat dit iets vir my beteken. Ek bedoel, hoe maklik kla ons nie oor goed in 'n gemeente of in 'n kerk, as dit nie na ons sin is nie. Grensloos, in totale afhanklikheid, net ter wille van Christus se koningskap. Dis waaroor dit gaan. Ons is hier in die week voor Palmsondag. Eerskomende Sondag, DV, gaan ons met vreugde as ware Jerusalem inloop, met palmtakke wat swaai en met mense wat sê Hosanna, eer aan hom in die hoogste hemel. My vraag vandag, vriende, is, doen ons dit omdat ons by die voete van Jesus kon kniel en ons lewe totaal aan hom oorgee? Mag die Gees vandag vir my en jou ook op hierdie pad neem, waar ons opnuut ons motiewe, ons diepste motiewe vir ons aanbidding van Jesus Christus, dat ons dit in die oë sal kyk. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons aan u voete mag sit. Baie dankie Here dat ons onsself resloos vir u kan kom gee. Dat ons op 'n manier kan kom sê, Here, al kos dit my wat. My geld, my beleggings, my status, my aansien. Al kos dit my wat, ek kom en ek kom buig voor u neer. Want Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om op daardie punt in 'n mens se lewe te kan kom, waar ons onsself en ons eie lewe eintlik uit ons hande en uit ons beheer uithaal en na u te oorgee en sê, ons doen maar net wat u vir ons vra en wat u vir ons sê en wat u vir ons voorleef. Ons eer u daarvoor. Here Jesus, en dankie dat u dan juis ook op hierdie manier vir ons as gelowiges wil gebruik in hierdie wêreld, om hierdie boodskap uit te dra, dat u inderdaad die koning is. Die een wat die lewe uit die doodheid vir ons moontlik maak. Vader, ons aanbid u. Heilige Gees, ons pleit dat u ons sal begelei, sodat ons altyd met 'n stuk eerlikheid voor u kan kom buig en onsself opnuut vir u gee. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, dankie dat jy vanoggend weer saam koffie gedrink het. Vrydag DV gesels ons dan spesifiek oor daardie gedeelte vooraf waar Jesus dan nou weer in die Jerusalem ingaan. Die palmtakke, voorbereiding op Palmsondag. Net voor ons daar kom, laat toe dat die Gees jou hart ondersoek. En vir my en jou as ware by een van die geleerde teoloë het gesê, by daardie nulpunt bring waar ons sê, niks anders nie Here, net u. Dis waaroor dit gaan. Geniet jou koffie, geniet jou week, ons kuier Vrydag weer saam. Mooi loop.